Daar is baie welkom by Pinkster 2025, die tweede diens. Ek is bly hier's kinders, want ek dink julle moet ook dankbaar wees vir paar kinders, anders was julle die kinders vanaand. Dis lekker om te sien, hallo. Hallo, gaan dit goed met julle maandag oorleef? Net, ja nee, ek dink ons kan daarvan getuig. So dis lekker om julle vanaand hier te sien. Ons gaan aan met die reeks wat ons sê, dis die fees van die Gees. En sien met verwagting uit. Ek het 'n goeie afskop gehad gister en ek hoop dat vanaand verder daarin sal aangaan. Ek praat oor hierdie wat hier agter my is. Die hele reeks is die fees van die Gees, lekker kreatiewe Pinkster. Vanaand gaan daar weer aktiwiteite en dinge wees wat ons saam kan doen om meer te leer oor is eintlik die geboorte van die kerk, né? Dis waarom ons die eintlik ook die verjaardag van die kerk vier in Pinkstertyd, want dis toe die kerk begin het, die Heilige Gees na die aarde toe gekom het. Onthou van die toiletware, daar's wel 'n bietjie daar op die tafel, en daar's 'n hele klompie daar voor. Dis een van ons insamelings wat ons het. En dan natuurlik as jy wil kos hê, ek het vanaand ons broccoli hoender gehad. Dit was 'n fees. So môre aand is wat is dit? Hoenderpastei, slaai en pudding. So julle kan nog vinnig bespreek as julle môre aand wil eet. Okay, en na die tyd is daar pannekoek. Ja, daar's lekker pannekoek om te koop en julle kan lekker kom saam kuier na die tyd terwyl ons nog so klaar maak vir die aand. En dan 'n belangrike ding is, een van ons groot insamelings vir hierdie jaar is die Swaarde Versendelinge. Dit is vir Tannie Marina Kreinhou daar in Thailand. Sy is besig om 'n derde boek te skrywe wat in die hele Thailand versprei word. Baie boeke al versprei. Ons wil graag 300 insamel, 300 boeke insamel en ons het klaar net vir die afgelope dag het ons 20 boeke al R2000 wat ingekom het. So ons mikpunt is 30.000. Okay, maar ek dink dit is binne ons vermoë om dit te kan doen as nuus versprei sodat daai boeke kan druk en versprei dat kinders wat nergens anders van Jesus kan leer nie, van hom kan leer. En ek onthou wie dit is wat daar op die foto saam daar is. En ons daar van hierdie jaar Livewire jong mens wat daar in die gemeente is. Goed, dit is dan eers die aankondiging. En kan ek gehoor, is daar iemand wat vanaand vir ons die Jesus Kers, Christus Kers wil kom aansteek? Kan een van die kinders, ja lief, kom steek vir ons die kers aan. Kom ons maak ooit dan bid ons saam. Jesus, wat 'n wonderlike voorreg is dit om vanaand hier by mekaar te kan wees op die maandag aand. Dis die tweede geleentheid van Pinkster 2025 en ons is opgewonde daaroor, Here, om te weet dat U die Heilige Gees gestuur het lank terug, maar dat ons elke jaar dit kan vier en dit kan onthou. Die geboorte van die kerk, waarvan ons deel is. Dankie dat ons ook 'n gemeente kan wees hier, waar ons weet God die Vader is en Jesus ons Here en Verlosser, maar ook die Heilige Gees, die krag wat U gestuur het op Pinksterdag om in ons te werk en by ons te wees. En as ons hierdie kers sien brand, Here, sê dit vir ons dat die Here is hier in ons midde en ons vra dat U ons sal kom seën vanaand. Vir dan Cecile wat die boodskap gaan bring en al die kreatiewe goed wat ons gaan doen, die prys en worship wat ons gaan saam doen, dat dit sal die hart bly maak as ons uit ons volle bors uit sing en U naam groot maak en eer. Dankie vir elke kind wat hier is, dankie vir elke volwassene wat hier is, kinderpinkster wat in die gang is, die langsaan, Here kom plaas die seën op hierdie aand en ons wil aan U loof en prys en eer as Vader, Seun en Heilige Gees. Dit bid ons in U naam. Amen en amen. Ons kan staan, dan gaan ons saam met ons begeleidingsgroep gaan ons vanaand sing, ons orkes. Sonder die Gees kan ons nie, wil ons nie, maar met die Gees is ons sterk. En julle hou van daardie een en dan ook Alpha en Omega.
Daarna sal ons gebed doen en dan te weet, wat moet dit nou doen? Woe! Ja, okay, so, julle kan vlaggies kom haal. Daar's vlaggies, julle kan dans en swaai, en die paadjies hier voor, as julle wil. Julle is baie welkom. Dit geld vir julle as volwassenes ook. Maar die kinders kan maar kom. Wil julle ook 'n vlaggie seker vir julle bring? Ja, kom aan man. Gaan julle gou vir die ander mense 'n bietjie uitdeel. Das is. As jy gou vir die kameraad. Gaan jy gou vir hulle daar. Jy moet kyk nou. Aha. Jy moet lekker kyk daar. Ek het nog gehoop julle gaan net my een bring hê. There you go. Ek wou net Dis 'n paar van julle wat voor ons staan. Wie gaan saam met my voorkom staan? Kijk, kom. Sien nou, kom. Daar is hy. Right. Thank you, my sweetheart. Okay, that's it. Okay, no? Okay, is julle regte vir aksie. Is al die vlagge nou uitgedeel? Pink, pas by die pink kamerjas. Reg, kom. Right. Wil twee van julle aan hierdie kant kom staan? Kom so die baie. Okay. Julle twee so, lekker slaai. Die woorde is daar, julle kan saam sing ook. Okay. Waar gaan jy nou? Annabel. Waar gaan jy nou? Jou bril. Belangrik. Julle kan die paadjies ook staan as julle wil. So, ons gaan die Here se naam groot maak. Reg. Nee, ek gaan met 'n vlag af en dan. Jy ken my mos. Dit is reg vir aksie. Goed, dan sê kom ons maak hier se naam groot. Ons gaan nie net oor die vlag waai nie, nê? Maar dit gaan oor om sy naam groot te maak. So as ons die vlag waai, saam met dit bring ons die lof en die eer aan die Here. 1. Sonder die Gees kan ons nie, wil ons nie, beweeg nie. Sonder die Gees is ons blind en sonder krag. Wanneer die Gees is ons sterk, kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat hy vraag. Lord.
En dat vlak. Maar die vlag is nog buite. Ek het hom nie gelees. Ek het hom nog nie gemaak nie. Kom ons bid saam. Goeiedag. Hoor ek myself nie, kan julle my hoor? Here, wat 'n wonderlike voorreg wat ons het om te kan sing. Ja, U praat met ons uit die Bybel, U praat met ons deur dinge wat in die wêreld gebeur, dinge wat ons sien en ervaar. Maar dit is een van die maniere wat ons kan sê wat in ons harte omgaan. Hoe ons voel. En dis om te kan sing en te kan beweeg en die lof wat U te kan bring. Ons glo, Here, dat ons loflied vanaand regtig waar tot by U oorgekom het en dat U opgewonde is dat ons vanaand by mekaar is. Dankie dat ons weet, sonder U is ons kragteloos. Is daar niks, maar niks wat ons kan doen, want ons eie kragte is nie te min. Maar met U Gees in ons, die Pinkstergees, kry ons nuwe krag vir elke dag. Here, en vanaand wil ons verder daaroor gaan nadink. Wat beteken dit dat die Heilige Gees gekom het, die kerk ontstaan, dat ons kan deel wees van die kerk, die liggaam van Jesus Christus. Ons bid dat U ons sal kom seën. Wanneer dan is die siel nou met ons gepraat vanuit die woord uit. 'n Kosbare woord wat vir ons sê, ja, ons kan fees vier, want die Gees is hier by ons elke oomblik van elke dag. Kom en kom seën ons dan nou hier. Amen en amen. Asai. Goeienaand julle. Is ek op die lig? Dit is nou ons. Is nou jy? Hallo almal, hoe gaan dit met julle? Ek het gister 'n lekker maatjie ontmoet. Julle ook die maatjie gister ontmoet. Wat is die maatjie se naam? Die hand het vinnig vergaan. Wat was sy naam? Zetty. Wie van Zetty gehou? Ek sien die oomie wat sy bietjie met hom gespot het, dis nie hier vanaand nie, so dis okay. Nie te lag hier, Zetty gaan vir jou spot, moenie hoor. Ek het baie van Zetty gehou, maar ek het ietsie baie lekkers geleer gister oor Zetty. Weet jy wat dit is? Ek kan nie Afrikaans praat nie. Nou weet jy hoe ek voel. Dit was so lekker om te hoor, ek het 'n Engelse vriend in die kerk gekry. So, ek het so 'n bietjie gedink, ek gaan my bes te probeer om Engels te praat. Ek weet dit gaan moeilik wees. Ek gaan my bes te probeer. Gaan jy my help so 'n bietjie? Julle weet Afrikaans nou te goed. Ek kan nie, ek moet nou so 'n bietjie my Afrikaans weer gooi na Engels toe. So I can practice a bit. My people don't understand me anymore. Hulle hoor my Engels nie meer nie, hulle hoor net my Afrikaans. So, kom ons roep vir Zetty. Gaan ons op gou roep? Ja. Of 3, okay. 1, 2, 3. Zetty! Nee, wat? Dit was nie te doen nie. Okay. Nog een. 1, 2, 3. Zetty! As iemand wakker is, julle moet dalk 'n bietjie harder roep. Kom ons weer een met one more time. We start in English this time. Maybe it'll work, you never know. Okay, yeah, 1, 2, 3. Zetty! Hey, What's up, First up, dude, first up. there we go. Buddy. Give me my body hat. Oh, sorry. I need my body hat. I'm not allowed to wear a hat anymore. Oh, shame. Sorry Zetty, kom ek help vir jou daar. Is hy op? Ja, it's fine. Okay. Adam. Hi, Zetty, tell me, where did you get that cool hat from? Sis, Adam. Where were you yesterday? We all made body hats here in the church because it's the church's birthday. Some of us have to work on a Sunday, I'm sorry. Shame. Just come to church, you know. Man, we have party this week. It's party time, baby. That's why we got the hat. And you see, it's got rainbow stickers just like me. Oh, these are quite cool. Yeah. Wat dink julle vriende is 'n cool wiki? Wie was julle wikkies?
Oh, by die huis. Ek is die enigste een wat nie 'n hoed het nie. You see, Zeti, I'm not the only one that doesn't have a hat tonight. Now what you can get one there's lots there. I saw the people go to shout to put them on when they went out there and wear them in the public. Ja, daar's nog extra sien ek, daar's oorrader. Ons moet nie worry nie, Adam, ons hoef jou en organise. That's fantastic news. Thank you. So yeah, I was having a nice nap now. Did you have any dreams? I know yesterday you had a big dream. I was dreaming about my favorite dream, you know, the one when I'm flying. Oh, that's a cool dream. Do you ever have that dream where you're flying? Ek droom dat ek baie kos eet baie keer, maar ja. Oh, I can see that. Sometimes He doesn't just dream, he's eating lots of food. I'm a stress eater. I'm sorry, Zeti. Shan't know, I used to love you. But I was dreaming so lekker that I was flying, but you know what? Everywhere I was looking for Jesus in the clouds. I couldn't see him. And that made me really sad because where is he, Adam? Well, Zeti, that's a great question. You're not the first human, I mean... Huh? Why did he just call me? Person? I is not a person. I don't identify as a person. A zebra. Sorry, a zebra. I also don't identify as a zebra. Dan wat dan? I'm a rainbow quagga. In fact, I'm a kerkquagga. It was a kerkquagga, man. I'm sorry, Zeti. I'm really sorry. Sorry, Zeti. Sorry. Yeah, get it right, focus. You're not the first cat quagga to ask that question. Adam, you're full of nonsense. I don't understand what you're saying. Let me try and make it easy for you. I've got something to show you. I've got a ball with me, but I need one ball. Ek iemand wat my moet kom help. Iemand kom help. Kom sak ons jou aan hier, ek kan nie kom help nie. Jy gaan waffels eet. Jy weet ek werk vir kos. Wait. Is this ball going to explain to me how Jesus cannot be here, but he's also here? I'm going to show you how this works. So, we sometimes throw balls around and we're not going to play like the Stormers. Can you see the Stormers van hier? Ja, foto's. Okay, so, kan jy het van? Is jy seker? Voor al die mense, jy kan dit nie laat val nie, nee? Is jy seker? Groot pressure. My hele ding gaan op hierdie bal. Ek kan hom nie laat val nie. Oh, guys, I'm scared. Zeki, you watching? Zeki? I'm too afraid to watch. Me too. I'm going to just close my eyes. Oh, okay, gooi hom terug. Okay, not bad. Okay, not bad. Ek kan dit nie. Ek gooi sy agterlyn, ek kan jy weer vang. One more time, Zeki, watch this. Watch how the ball goes. Okay, but it's not going far because I can see the Proteas didn't want you for the team. Of course I don't play for the Proteas. There we go. Okay. Dank jy, ek gesit. So, why did the ball not stay in the air, Zeki? Gravy? Yes, gravy. I mean, not gravy. Ek het my honger gemaak, Zeki. But there's something called gravy that told us at school about the ball not falling or falling is gravy. Did you go to the school at the KFC? It's not gravy, it's gravity. Okay, but wait, can you eat gravity with pap and borscht? Sometimes. Yeah, no, you can't. No, you can't. Zeti, let me tell you how it works. So, Jesus has the power of something called the Holy Spirit. Have you heard of that before? Yes. Okay. And through the Holy Spirit, Jesus was lifted up and he was up in there and he was we're going to learn about it this whole week about the Holy Spirit. He went into the heavens and he didn't come back because it's not like gravity we can come back down. Yes. Yes, you're understanding a bit better? I'm getting there. So Jesus was there, he sent his Holy Spirit as power to come to us. And we're going to learn a lot about it this week, about this Holy Spirit that Jesus sent us. Okay, wait, so like gravity, which I can't see, Yes. but you can see what it does. Yes, like the ball came back down because of gravity, that we can't see the gravity, we can see the power of gravity. Oh, you can see the effect. The effect of gravity, yes. In the same way, we're going to be seeing the effect of the Holy Spirit this week, the power of the Holy Spirit. Oh, I can't wait. Is it going to be exciting? I hope so. Is it going to be a party? All the time. Are you going to wear a hat? Nee, ek mag nie hoed dra nie. Jy weet gesê ek mag nie hoed binne dra nie. Wat's nou fout, Zeki? Ek dink hy wil gaan slaap. Zeki, And I'm going to sleep now. Zeki, you look very tired. I bored you again. Okay. I think, kom ons sê goodbye vir Zeki, dat hy gaan Bye, slaap. guys. Bye, guys. Come again tomorrow, man. Bye. Gaan jy vir Zeki môre kom kuier?
Okay, Zets. Okay, jy kan 'n waffel bring vir Zetjie, nou nie. Dankie julle. Ek wonder of Zetjie gaan onthou. Ons gaan môre maar moet vra. Hy kan onthou hoe die Heilige Gees werk. Maar kom ons staan saam en kom ons sing nog 'n liedjie saam to all who are thirsty. To all who are thirsty, to all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the stream of life, let your pain and your sorrow cries out to thee. Come, Lord Jesus, come, Lord Jesus, won't you come? To all who are thirsty, to all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let your pain and your sorrow be washed away. The ways of His mercy, as He cries out to me. Holy Spirit, come, she's holy, Holy Spirit. Oh
Vanaand gesels ons oor hemelvaart. En die tema is blaas op die ballonne. So welkom by die partytjie. Ek moet sê met hierdie vlaggies voel dit ook al meer soos partytjie. En met al die helder kleure, ballonne waarmee ons lekker ietsie gaan doen vanaand. En al die partytjie maak ons wat gekom het. So welkom en dankie dat julle teruggekom het. Ons lees saam vanaand uit die woord van die Here, Handelinge 1 vanaf vers 4. En dit is wat Jesus vir sy vriende gesê het, vir die apostels. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte. Daar is 'n belangrike woord. Bly wag op wat? Die Vader se belofte. Daai woord belofte, hou aan hom vas. Bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Met wat? Met die Heilige Gees. En dit is ietsie wat ons vir Zettie probeer verduidelik het, nie Adam? Van die Heilige Gees, wat krag het, wat ons nie kan sien nie, maar ons sien die effek daarvan. En Jesus sê vir sy vriende, vir die apostels, wag op wat? Die Vader se belofte. En wat is die belofte? Dit is die Heilige Gees. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan jy in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En ek dink die apostels het begin wonder, okay, hy sê hy gaan weggaan. Hy sê hy gee vir ons 'n belofte. Hy praat van die Heilige Gees. Maar ons verstaan dit nou nie lekker nie. Kom ons vra vir hom waar ons wonder en wat vir ons sin maak, want ons is bekommerd oor wat gaan word met die Romeinse ryk, die mense wat in charge was, né? Wat dit moeilik gemaak het vir die Jode en vir die apostels. En dit was waar hulle ge-worry het. Hulle het heeltyd gedink, maar Jesus gaan ons mos nou red van die Romeinse owerhede, van die regering wat nie reg gemaak het nie, van die leiers wat nie reg gemaak het nie. So Jesus sê vir hulle die belofte, die Heilige Gees, en hulle sê, okay, ons verstaan nie daai nie. Jesus, daai ding oor die mag en wanneer gaan jy Israel oprig? Dis waar ons wil weet. Vers 6, toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En ek wonder of Jesus gesê het, julle. En of hy het net seker weer rustig geantwoord, maar hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken, wat die Vader in sy eie mag bepaal het. Dis so 'n liefdevolle manier om hulle te antwoord. Om eintlik te sê, julle weet nie eintlik waarvan julle praat nie. En julle praat en vra oor goed wat eintlik niks met julle te doen het nie. Dis nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken, wat die Vader in sy eie mag bepaal het. Met ander woorde, hou op worry oor sulke goed wat julle niks aan kan doen nie. Dit is die Here se probleem. Dit is God se storie hierdie, om uit te sorteer. Dit is in sy mag. Maar, vers 8, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan? En julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, tot aan die einde van die aarde. So hulle sê, maar Here, wat van Israel en wat van die regering? En hy sê, nee, julle sal krag ontvang. En waaroor julle moet worry, is om wat te wees? Julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle toekyk. En 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle, soos hy weggaan, stil na die hemel kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is,
sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan nie. Ek kan my nie indink in daai oomblik nie. Jesus praat nog en sê vir my, ek gaan die Heilige Gees ontvang. Hy sê vir my en my vriende, en dan moet julle gaan getuies wees hier en oral en tot die uithoek van die wêreld. En terwyl ons hom kyk, word hy opgeneem in 'n wolk. En ek en my vriende bly kyk en bly kyk tot ons hom nie meer kan sien nie. En hy uit ons gesigsveld verdwyn. En terwyl ons nog so staan, ek sal my boegland geskrik het, né? As hier ewe skielik 2 mans in wit klere hierso vir my sê, "Hallo, waarvoor kyk jy?" Hierdie Jesus wat weggeneem is, gaan net so weer terugkom. Ons tweede skrifgedeelte is uit Johannes 16. 'n bietjie meer oor die belofte. Daai belofte wat Jesus gesê het, hulle moet aan vashou. Vanaf vers 6 in Johannes 16. Maar omdat ek hierdie dinge vir julle gesê het, is julle harte vol droefheid. Dit is nou die feit dat Jesus gaan weg. En die apostels het nou hoeveel jaar saam met Jesus getravel? Wie kan onthou? Hoeveel jaar was Jesus se bediening? Iemand het gesê? 3 jaar. So die apostels het nou al 3 jaar elke dag saam met Jesus gereis, van dorpie na dorpie, en by hom geleer en na hom geluister, en hy het hulle leermeester geword, hulle rabbi. En natuurlik gaan hulle hartseer wees, want Jesus sê vir hulle, ek gaan nou weg, julle gaan nou sonder my wees. En Jesus sê vir hulle, julle harte is vol droefheid. Droefheid is hartseer, bedroef. Dan gaan ons aan van vers 7, ek vertel julle egter die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. Met ander woorde, dit is goed vir julle, dit is nodig vir julle dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die parakleet nie na julle kom nie. Daai moeilike woord is die Heilige Gees. Sê 'n bietjie parakleet. Klink bietjie soos parakiet. Parakleet, die trooster, die een wat by julle gaan wees. Jesus sê, as ek nie weggaan nie, gaan hy nie na julle kan kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. Dit is bietjie moeilik om te verstaan, maar partymal, ek het eenmal vir 'n paar jaar het ek so 'n selgroepie gelei vir tieners. En later het dit bietjie moeilik geraak en ek het kinders gehad by die huis en ek wou nie meer deurry elke keer nie, maar ek het gevoel ek het nou met hulle 'n pad begin stap en ek moet aangaan. En toe sê iemand vir my, maar as jy nou ophou, as jy nou sê jy kan eintlik nie meer nie, dan kan iemand anders mos nou aangaan met die groep. En dalk is daar iemand wat voel, maar hulle wil aangaan met hierdie selgroep, maar ek is dan nou daar en ek doen die ding alright so, dis nou nie nodig vir hulle om betrokke te raak nie, en dis toe presies wat gebeur het. Ek het toe besef, maar daar's dalk iemand vir wie die Here dit op hulle hart sit om by daai selgroep betrokke te wees, en ek moet eintlik plek maak vir hulle. Toe ek sê, maar ek kan nou nie meer dit doen nie, toe het daar iemand gekom wat daar betrokke geraak het, en hulle het much beter aangegaan sonder my. So, partymal werk dit so dat ons vir iemand anders moet plek maak. En dit is wat Jesus hier sê, hy sê, as ek by julle bly, dan het julle mos nou vir my, en dan is ek ook net hier, maar as ek weggaan, dan maak ek plek vir iemand anders om te kom. En wat toe gebeur het, is dat die Heilige Gees in elkeen van hulle was. En dit was nie net beperk, God se werk was nie net beperk tot Jesus die mens in hulle midde. En dis wat Jesus hulle probeer verduidelik. Vers 8, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, dis nou die Heilige Gees. Hy gaan die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê.
maar julle kan dit nie nou verwerk nie. En dis iets van daai magic, daai geheimenis, daai misterie van die Heilige Gees. Jesus sê, dit is soos, julle kan dit nie nou verstaan nie. Daar is so baie wat hierdie Heilige Gees, wat ek beloof, vir julle gaan doen, en vir julle gaan moontlik maak. Daar's ook 'n manier wat julle dit nou alles sal verstaan. Glo my net. Dit is my belofte aan julle. Vers 13, maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Toekomstige dinge, die dinge wat nog kom. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit, wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend sal maak. Alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. En so vertel en verduidelik Jesus vir sy vriende, die apostels, wat hulle kan verwag. Wat is die Heilige Gees? Wat gaan hy doen en gee en bring en moontlik maak? So, welkom by die partytjie van die Gees, die fees van die Gees. En by 'n partytjie is daar gewoonlik ballonne. So, hier het ons ballonne, sê bietjie vir my, wat is in hierdie ballonne? Wat maak hierdie ballonne? Helium, en in hierdie, wat is in hierdie ballonne? Wat staan er? Lug, iemand se asem. Koop hulle tande geborsel. Daar staan en blaas. Daar is iets binne-in, en dit is of helium, of dit is lug, iemand se asem, en dit herinner ons aan iets wat ook binne in ons is. Die krag van die Heilige Gees, wat vir ons ook dit moontlik maak, om iets anders te word, as 'n ou papslap ballonnetjie, wat niks eintlik beteken. Het almal van julle 'n papiertjie ontvang toe julle ingestap het? Waar die papiertjies laat ek sien? As jy nie 'n papiertjie het nie, moet jy nou ekstra woes waai, dat hy Jackie julle kan sien en vir jou bring. Het julle papiertjies? Want hou vas, ons gaan net nou iets daarmee doen, saam met die ballonne, en het julle penne of koutjies ontvang. Want as jy nie het, moet jy ook nou woes waai, as hulle vir jou enetjie bring. Ons gaan ietsie daarmee maak. Net nou. Ons kyk saam, waaroor gaan Pinkster werklik? En ons kyk weer saam na die storie, en ons gaan op reis saam met die apostels. Ons lees weer stukkie vir stukkie die storie uit die Bybel hierdie week, en vanaand gaan dit oor, ons kyk net mooi geluister, vanaand gaan dit oor die wat? Begin met die belofte. Vanaand gaan dit oor die belofte van die Heilige Gees. Daar is 'n video wat ek vir ons wil speel. Is ons ready daar met die video? Kom ons kyk saam na hierdie video. Dit vertel vir ons 'n stukkie van die storie waaroor vanaand. In the days after Jesus was raised from the dead, he spoke of God's kingdom and how it would spread. And one day, when Jesus had gathered his friends, he told them to wait for a gift God would send. That they not know the details, the date or the hour, but God's Spirit was coming to give them great power. And with it they'd tell all they'd seen and they'd heard in their city and right to the ends of the earth. Then as soon as he'd finished, in front of their eyes, Jesus was taken and lifted up high. They watched as he went, till some brightly dressed men told them Jesus had gone, but he'd come back again. He'd ascended to heaven. That much they knew, but more than that, what to do. Ek is seker, Jesus se apostels was hartseer. Toe hy weggaan, Jesus sê vir hulle self, julle is bedroef. Maar Jesus se belofte het weer vir hulle moed gegee.
Ek los julle nie alleen nie, maar julle sal vervul word met die Heilige Gees. Julle sal gevul word soos 'n ballon met helium of met asem. En soos wat ons uitsien na 'n partytjie as ons die ballonne sien en al die kleure, so kan ons ook uitsien na daai belofte. Wie van julle het al uitgesien na 'n belofte? Wie van julle het al opgewonde vasgehou aan 'n belofte? Ja? Miskien het iemand vir jou gesê, maar ons sal iewers gaan eet, of ons sal 'n plek gaan besoek, iewers gaan kuier, of ek gaan vir jou iets koop. Vertel 'n bietjie vir mekaar van 'n belofte waarna jy uitgesien het. Draai na mekaar en vertel vir mekaar, miskien was jy klein toe jy nog 'n kind was. 'n Belofte waarna jy verskriklik uitgesien het. Dalk is dit 'n belofte wat waar geword het, of dalk het die persoon wat dit beloof nie hulle woord gaan. En toe dit nie uitgewerk. So dink 'n bietjie, wanneer was daar aan jou 'n belofte gemaak wat die persoon gehou het, of 'n belofte wat verbreek was? Dan vertel julle gou vir mekaar. Dankie Marisa. Daar is groot en klein beloftes wat mense al vir ons gemaak het, en party van dit is belangrike goed, en party van dit is dalk nie so belangrik nie, maar 'n belofte bly dan 'n belofte nie. As iemand sê maar hulle sal iets of hulle gaan iets en dan gebeur dit nie. Ek het 'n paar van julle gesien glimlag, en ek hoop dit beteken daai belofte wat jy vir iemand langs jou vertel het, is 'n belofte wat die persoon gehou het. Ek het ook beloftes gesien wat gebreek is, soos 'n vriendin van my was op pad na hulle troue toe, en toe laat weet haar verloofde vaar met hulle, hy sien nie meer kans nie, dit is 'n groot belofte om te preek, so mense beloof jy gaan trou en dan gebeur dit nie. En klein beloftes kan ook vir ons seer maak as mense dit verbreek. Ek het eenmaal vir Noag, my seentjie, gevra om te help om die slakke in ouma se tuin van die plante af te haal, want ouma is baie erg oor haar rose, en ek het hom gesê, as jy al die slakke optel en in die emmer gooi, dan sal ek vir roomys gaan koop, en hy het toe wraggies al die slakke gaan van die plante afhaal, en hy sê toe vir my, maar kom, hy is klaar, kan ons gaan roomys koop, en ek sê, later, en hy vra my weer, en ek sê later, en toe my weer vra, toe sê ek môre, en ek soort van vergeet. En later toe hoor ek, daar is 'n gehuil in die kamer en loer, en ek sien sy sussie gesels met hom, en ek vra vir Marisha wat gaan aan. Sy sê, sy hartjie is baie seer, want mamma het 'n belofte gebreek. Ek dog, oh my goodness, wat nou? Wat is dit? Sy sê, nee, jy het gesê, jy gaan hom roomys koop as hy die slakke optel, en hy het dit gedoen, en hy het hom nog nie vir sy roomys gevat. En ek besef toe, vir hom was dit huge gewees. Dit was sy mamma se woord, en iemand wat hy vertrou, en vir my was dit 'n ou silly ou dingetjie, my roomys kan ons nog môre en oormôre ook gebeur, maar vir hom was dit belangrik. En hy het gevoel, ek het daai belofte gebreek.
Miskien het jy ook 'n storie gedeel van 'n belofte wat iemand gebreek het wat vir jou swaar en seer was. Die belofte wat ons vanaand oor gesels, is 'n belofte van God. Dis 'n belofte wat Jesus aan sy apostels gee en aan die hele kerk. En wie was gister hierso? Maak soos jy was. Wat het ons gister geleer oor die kerk? Wie is die kerk? Sê 'n bietjie. Sê 'n bietjie, ek is die kerk. Nou point na iemand en sê, jy is die kerk. En nou sê ons kliphard, ons is die kerk. Ons is die kerk. En sit jou hand op jou hart. Maak jou oë gesloot. Sê, ek is die kerk. Ek is die kerk. En dit is vir ons die kerk wat God daai belofte gee van die Heilige Gees. En God gaan nie sy belofte breek. Wat sê Jesus gaan die Heilige Gees mee help? Hy sê in Johannes 16, hy gaan ons lei in die waarheid. Wat beteken dit julle om ons te lei in die waarheid? Wie kan sê wat dit beteken? Wat is om iemand te lei in die waarheid? Dis reg op die regte pad te lei, om iemand te help om te glo dat dit waar is, om ons te lei in die waarheid, om ons te help om te besluit, is dit die regte keuse, of is dit die verkeerde keuse? Is dit 'n liefdevolle keuse, of nie? Is dit 'n verantwoordelike keuse, of nie? Gaan dit vir mense, of myself, of diere, of die aarde, seermaak, of nie? Dit is vir die Heilige Gees ons mee help. Jesus het so gesê. Hy sê, die Heilige Gees gaan met ons praat. Het jy ooit gewonder, hoe praat God met my? Deur die Heilige Gees. Ek het gehoor van een van julle maats, wat by die Here hoor in drome. Die Heilige Gees praat met ons. Jesus sê, die Heilige Gees in ons gaan met ons praat. En weet julle op hoeveel verskillende maniere praat God met ons in die Bybel? Regtig so baie maniere waarvan ons lees. Een keer was selfs deur 'n donkie. Vir een profeet was dit deur 'n bak vrugte. Julle sal nie glo die weird goed hoe God met mense gepraat het nie. Dit is nou besides die woord en die profete en die Bybel en so aan. So die Heilige Gees gaan met jou praat op 'n manier wat jy God se stem gaan hoor en verstaan. Jesus beloof dit. Wat gaan die Heilige Gees nog doen? Vir ons help verstaan wat goed en reg en waar is, om te onderskei wat is sonde en nie sonde nie, om die regte dinge te doen. Hy gaan ons help verstaan. Hy gaan ons vir ons toekomstige dinge bekend maak. So met ander woorde, ons gaan goed verstaan van goed wat nog nie plaasgevind het nie, wat nog gaan kom. Wat ons nie vandag verstaan nie, is wat die Heilige Gees vir ons gaan doen en gee en bring. Dat ons daai prentjie kan verstaan van God se koninkryk. Hoe moet dit lyk? Hoe gaan dit lyk? Hoe sal dit lyk? Jesus sê die Heilige Gees gaan ons help om sy hart te verstaan, om liefde te leef soos wat Jesus vir ons gewys het. En toe hy opgevaar het, ons kyk na daai prentjie van Jesus wat opvaar. Toe Jesus opgevaar het, het Jesus nie gesê, nou los ek julle alleen nie. Hier gaan ek nou los ek julle alleen. En hulle het so opgekyk word. Tot hulle boeglam geskik het vir die twee mans in wit klere langs hulle. Jesus het nie gesê, nou los ek julle alleen. Jesus het gesê, nou gaan julle nooit weer alleen wees nie. Dis wat hy gesê het, toe hy so opvaar. Want nou kan die Heilige Gees kom. Nou maak ek plek vir die Heilige Gees om te werk en aan te gaan in elke kind van God se hart en lewe. Julle het almal nou julle driehoekies, papiertjies ontvang, né? Nou wil ek hê julle moet dink, is daar iets wat jy nog altyd vir God wil vra? En net nou gaan ons, as jy geskryf het, dan kan jy jou papiertjie bring
En ons gaan dit vasmaak hierso aan die ballonne. En net nou gaan ons daai ballonne laat opgaan, soos wat Jesus opgegaan het. En jou vraagie gaan saam met daai ballon opgaan. Asof ons sê, maar hierdie ding waar ek wonder, hierdie ding wat vir my swaar en sleg is, hierdie vraag wat ek het. En dit is nie 'n diep ding te wees, dit kan 'n ou simpel dingetjie op wees. Niemand gaan dit lees nie. Dit gaan saam op na die Here. En op daai manier gaan ons dit vir hom gee, want hy sê, ek wil nie hê julle moet bekommer. Ek los vir julle die Heilige Gees. Want dan kan ons sê, Here, hierdie ding gee ek nou vir u. En ek gaan nie weer gaan haal nie, want hoe gaan julle dit regkry? Jy gaan dit moeite om weer op en af kry. Maar dit help ons om te onthou, God sê, ek wil nie hê julle moet vashou aan hierdie goed wat julle bekommer nie. Ek sê, gee dit vir my. Ek los dit al. So, neem 'n oomblik, dankie Marlies, gaan ons speel en skryf daai vraagie op jou papiertjie. Wat jy ook al nog altyd vir die Here wou vra, 'n vraag wat jy wens Jesus kan antwoord. Iets waar jy nog altyd gewonder het. En dan bring jy dit vorentoe. Ons help mekaar om te skryf as ons sukkel. Bring jy nog hierdie wanneer jy gereed is. Jesus nooi ons om ons sorge vol te gee. Hy nooi vir ons bring jou bekommernisse na my. Dit wat vir jou swaar is. Daai goed wat jou laat wakker lê, wat jou angstig maak. Daai goed wat
tussen jou en 'n verhouding met iemand anders staan. Daai vrae en daai worries wat maak dat ek nie rustig of liefdevol kan praat nie, maar frustreerd is of kort kan raak of geduldig. En eintlik gaan dit oor iets hier agter in my kop, iets waar ek bekommer. Iets wat ek nog nie kon release nie, iets wat ek nog nie kon los in die Here gegee, want ek kon daaraan vashou, want somehow dink ek maar ek kan nie staan doen of deur aanhou daaroor dink of aanhou daaroor wonder of aanhou daaroor bekommer, kan ek mos nou dit verander. En as ek dit doen, dan sê ek eintlik maar ek is God, want ek het die krag om oor 'n bekommernis 'n verskil te maak. So ek het nie vir u nodig, Here, ek gaan self daaraan vashou. Thank you very much. Kan dit nie vir my, ek sal manage. Ek hou daaraan vas. Ek hou daarvan om hierdie bekommernis te nurse en om die naby my hart te hou en in my gedagtes te koester. Maar as ek weet dit, dan sê ek, nee, dankie Here vir u vrede en vir u rus. Ek kies nou my eie probleme so naby aan my hart. Dis eintlik wat ek sê. As ek sê maar my bekommernis is vir my so belangrik. En die Here sê vir ons, my las is lig. Jesus sê, gee dit vir my. Jy moet dit nie weer kom haal. Soos ons vra wat ons vir die Here het, of ons bekommernisse net nou boontoe gaan dryf saam met die ballonne. So wil God en Jesus hê dat ons met hom praat oor waar ons wonder. Hy nooi vir ons, vertel vir my wat jou hart sê maak. Gesels met my, ek is jou vriend. God sê, ek is jou liefdevolle papa. Ek wil weet wat in jou hart is. En soos die ballonne gaan opvaar, so het Jesus ook gesê, ek los julle nie alleen. Ek vul julle met my Heilige Gees. Kom ek vra vir 6 maatjies om te kom help. Ons sien die ballonne. First come, first serve, let's go. Of jy moet maar twee vashou. As al meer as 6 is, 2. Jy moet vir my wag, nee, of 3. Wie kan onthou hoe oud is die kerk? 1992. Nou gaan ons tel tot 1902. Nee, I'm joking. Let's spread out. Kids, julle kan saam 'n ballon loslaat as julle wil. As jy 'n maatjie saam wil vashou. Ons maak nog daai netjie los. Met ons 'n skerpie kry. En ek het gesê, nee maar julle sit nou okay as die ballonne hierso sit. En hulle gaan ons nou weldra weer begin afsak, want helium doesn't last forever. Maar terwyl hulle daarso sit en ons kan hulle sien, dan kan ons dink, hoe dan gaan dit? Doe maar. So ieder gees daarso. Terwyl hulle hierso gaan sit en ons hulle kan sien, mag ons nie weer daai probleme gaan haal nie. Ons mag nie weer daai bekommernis gaan haal nie. Ons mag hom nie weer daar gaan in ons hart terugsit nie. Want ons gee dit nou vir Jesus. Kom, ja, jy maak nie saak waar jy staan nie. Hulle gaan opvlou waar jy staan. Are we ready? Kom ons stel almal saam 1, 2, 3. 1, 2, 3. Azai, julle kan maar los. Julle gerus is. Gaan julle. Dankie julle. Dankie. Net soos die ballonne nou opgevaar het Jesus ook opgevaar en hy het ons nie alleen gelos. Binne in daai ballonne is helium wat ons nie kan sien nie, maar dis die krag. Dit beteenwoordig daai krag
wat die Heilige Gees ook in ons sit, wat ons kan sien nie, maar, net soos swaartekrag, sê jy het gesê die gravy, net soos gravity, wat ons nie kan sien nie, sien ons die effek daarvan, nee. We see the power of it, we see the effect of it, even though we don't see it. En dit is so met die Heilige Gees ook. We see it's His power and His effect in our lives and in the lives of everyone around us, through us. Wie was gister hier gewees? Ek het al gevra, maar sê my weer. Okay. En wie het hoekies gevou? Nou, ag, nie gevou nie, plakketjies geplak. Bring bietjie julle meisies, bring vir my die hoekies daar, gaan haal vir die hoekies daar. En nou moet julle weer julle penne uithaal, want hierdie hoekies kan nie net hier sit nie, want wat gaan dit nou help? Dan sê ons vir ons hou die partytjie vir onsself. En wat ons sê is, ons wil die partytjie vir onsself hou. Ons wil ander nooi na die partytjie. Ons wil ander deel maak van die partytjie. So hierdie hoekies, gaan julle nou vat, julle moet uitdeel, girls, julle moet vir almal uitdeel. Kom, ander maatjies help ook uitdeel. Almal kort 'n hoekie. As jy gister jou hoekie saam met jou uitgevat het, well done, jy was baie dapper. As jy hom gedraai het, was jy nog meer dapper. Maar, gister het ons gesê, ons skryf iets op die hoekies. Wie kan onthou wat het ons gesê, wat moet ons skryf op die hoekies? Kan iemand onthou? Ons het gesê, skryf daarop, ek is 'n kerk. En as 'n simbool daarvan dat ons die krag van die Heilige Gees met ander mense deel, gaan ons, jy gaan daai hoekie vir iemand gee liefde. Môre of oormôre, maar jy gaan nou saam met hom huis toe vanaand. En ek wil hê jy moet vir die Heilige Gees vra, wie moet hierdie hoekie kry? En dis 'n ou simpel ou papier hoekie, man, ons lyk sommer laf met die ou stickertjies op en so. Dit gaan pragtig iemand laat smaak. At the very least, if nothing else. Gaan hulle glimlag as jy vir hulle die ou hoekie bring. Maar hier's 'n geheim. Jy gaan vir hulle verduidelik wat beteken die hoekie. Waarvoor staan dit? Die hoekie staan daarvoor dat jy is die kerk. Nie 'n gebou nie, jy. En wie jy hom ook al voor gaan gee, ek nooi jou om dit vir hulle te vertel en vir hulle te verduidelik. Ek gee vir jou hierdie hoekie. Dis 'n partytjie hoekie. Dit is op in die kerk gemaak en daar het ons gehoor en geleer, ek is die kerk. En ek gee hom vir jou, want ek sê vir jou, jy is die kerk. Jy is deel van hierdie liggaam. Dalk weet jy nou al vir wie jy daai hoekie moet gee. Dalk het jy al iemand se naam in gedagte. Dalk sê die Heilige Gees vir jou later of môre of later in die week. Maar deel dit uit, soos wat ons die vreugde en die liefde van Jesus uitdeel. Soos wat ons die evangelie en die goeie nuus versprei. Ons het spesiale gebedstasies hierdie week. Die eerste ene is daarso wat ons gisteraan al besoek het en jy kan binnekort van weer die gebedstasies besoek. As jy nie gister 'n gebedstasie besoek het nie, daar is mannetjies daar en ons het gesê, elkeen van ons verteenwoordig 'n gawe wat die kerk opmaak. As ons sê ons is die kerk en die kerk is nie die bankstene nie, dan is dit die gawes en die talente en dit wat my uniek maak, wat God gebruik om die kerk te bou. En ons het gesê, neem 'n mannetjie en skryf daarop wat dit is wat jy na die liggaam van Christus bring. En dit hoef nie huge en groot te wees nie, jy hoef nie die worship leader te wees nie. Miskien is dit iets minder out there. Miskien is jy nie verbid. En dan is dit wat jy na die liggaam bring, is gebed, of om vir iemand in te tree. Miskien is jy 'n bemoediger. Jy kan sien as iemand nie 'n goeie dag het nie, en jy kan vir hulle net ietsie gaan sê om hulle te encourage, om hulle te bemoedig. Miskien is dit dat jy 'n goeie vriend of vriendin is. En dat jy 'n pad met iemand kan stap. Wat dit ook al is, ons het gesê, skryf dit op jou mannetjie en plak hom daarso op die borde met daai dakkie, wat lyk soos die kerk se buitelyne, as 'n simbool daarvan dat ons sê, ek is die kerk.
En dan vanaand kan jy ook die verjaarsdagkaartjie gaan inskryf. Want ons het gesê, as daar 'n partytjie is, dan gee ons 'n geskenk, ons gee ons 'n kaartjie, en in daai kaartjie sê ons wat ons van die persoon waardeer. En jy kan jou tyd neem en in daai kaartjie skryf ons vir heilig op die gemeente. En ons sê vir die gemeente dankie vir wat ons hier ontvang, of die ruimte wat ons hier het om te wees. Jy kan daarso ook gaan 'n draai maak en jy kan vir jou kerk 'n boodskap inskryf. Sê geluk met jou verjaarsdag en dankie vir wat ek by jou kan ontvang, of wat ek hier mag wees, wat ek hier kan vind. En dan het ons nog 'n gebedsstasie wat vanaand bykom. Julle sal sien daar blou, dit verteenwoordig die wolke. Net nou gaan julle geleentheid hê om daar so 'n draai te maak. En as ons opkyk, is dit soos die disippels, die apostels wat opgekyk het toe Jesus opvaar, opgekyk het na die wolke. Maar dit het nie daar gebly nie, want die mans in die wit klere het vir hulle gesê, waarna kyk julle? Waarna staar julle? Hoekom staar julle op na die hemel? Hy het vir hulle, die mans het vir hulle gesê, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom. En dan nooi ons julle om af te kyk. As jy opgekyk het, kyk jy weer af. En op die tafel is spieëls. En as ons afkyk in die spieël, dan sien ons wat? Onsself. Dan onthou ons, maar ek is die kerk. Ek kyk op, Jesus is weg, maar nou kan ek afkyk en sien, ek word meer soos sy beeld. Dis wat Jesus vir ons nooi om te doen, om sy beeld te weerspieël in hierdie wêreld. En dan is daar vragies wat jy op die spieëls kan skryf met jou pen, met jou koutjie. Swaai die koutjie, laat ek sien, het jy nog 'n koutjie? Ons het hom getoets, sy werk op die spieël, en daar is 'n maker op daar. So, maak 'n draai en skryf daarso. Daar's vragies wat daarso staan wat jy kan, waar jy kan skryf daarso op die spieëls. Wanneer jy afkyk in die spieël en onthou, ek weerspieël Jesus. En dit waarna ek gekyk het, as ek opkyk, is nou in my wanneer ek afkyk. In die spieël. Ons hoop julle kom weer môre aand en ons ontdek die geheime van Pinkster verder. Ons gaan afsluit met 'n gebed en met die lied wat ons gister gesing het, Build Your Kingdom Here. Ons gaan weer staan en dit saam sing. Dan gaan ek die seën uitspreek en die band gaan vir ons dan verder speel. Jy kan dan rustig die gebedsstasies besoek. Daar is ook dan pannekoek en tee en koffie en allerlei lekker dinge na die tyd, maar moet asseblief nie uithardloop nie. Neem jou tyd. Neem jou tyd om met die Here te gesels en by elkeen te draai. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, U het opgevaar hemel toe, maar U het ons nie alleen gelos nie. U het beloof om ons die Heilige Gees te stuur. En U het, dankie dat U Gees in ons werk, soos asem in 'n ballon. Help ons om U liefde te wys aan ander. En wanneer ons hartseer voel, wys ons die vreugde. Wanneer ons onsself of ander seermaak deur ons woorde of wat ons dink of wat ons doen, help ons om U vergifnis te ontvang. En wanneer ons alleen voel, help ons om te onthou U is altyd by ons deur die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan saam. Your
Die ewige Vader is jou skuilplek. Sy arms is altyd onder jou. Hy is by jou waar jy ook mag gaan, soos die Vader Jesus gestuur het. Stuur hy ook nou vir jou met sy Heilige Gees wat jou lei. Vrede vir jou. Amen.